Hierdie tyd van 'n maandagmiddag, weet jy, ons gesels regsaake en saam met my ateljee is Andrew Burden, natuurlik van Burden Swart en Botha Prokureurs, en ons gaan voort om te gesels wie die trust se bates kry wanneer daar 'n egskeiding is. Middag Andrew en welkom hier by Man Cave. Ja, hallo Kevin, ja, ek sien Riva is besig vandag. Dis net ons twee hier. Ja, dis lekker. Ons kan nou groot sake gesels. Ons kan groot sake gesels, ja. Ja, 'n trust word opgerig deur 'n skenker of oprigter en daar word 'n formele trust dokument, die trust akte geteken. Hy word geliaseer by die meester van die Hooggeregshof. Ja. Wat dan die trust registreer en trust kry 'n nommer. En gewoonlik wys die skenker of die oprigter ook die trustees aan wat hy wil hê as trustees van die trust moet figureer. Die meester reik dan 'n magtigingsbrief uit vir elkeen van daardie trustees. Dan kan daai trustees amptelik die trust bates beheer. Nou die bates van die trust word deur die oprigter geskenk of aan die trust of die trust verdien verdere bates is 'n verhuurbare eiendom wat geskenk word wat hy dan uitverhuur en die huurinkomste word tot voordeel van die trust en die begunstigdes aangewend. Okay. Dan bou hy ook 'n verdere trustboedel op. Die trustees besit en bestuur tot voordeel van die begunstigdes dan nou daardie bates. Okay, nou maar jy sê nou die bates word deur die trustees besit. Is dit dan hul eiendom en kan hulle die name geregistreer word of nie, in hulle name geregistreer word of nie? Nee, die trustees besit die bates slegs in die fiduciêre hoedanigheid. Dit wil sê dit word ten behoewe van die begunstigdes behou, besit en bestuur. Okay. Nou ja, daar is as jy 'n trust oprig, daar's verskeie voordele aan 'n trust, soos onder andere inkomstebelasting ensovoorts. En een van die voordele wat baie belangrik is dat die bates van die trust wat so deur die trustees besit word of beheer word, is nie vatbaar vir beslaglegging vir enige skuldeiser van die skenker of die oprigter self nie. Ja. Met ander woorde, skuldeisers kan nie die body kan nie kom om daardie bates vat vir die skuld van die skenker nie. En dit vorm ook nie deel van sy eie boedel as by sy afsterwe nie. Met ander woorde, daar kan nie boedelbelasting gehef word deur die ontvanger op daardie bates, op die waarde van daai bates nie, wat 'n substansiële verskil kan maak in 'n redelike welafman se boedel. Ja. Dit kan letterlik honderde duisende rande se besparing meebring. Nou, dit is natuurlik mits die trust korrek opgerig is en bestuur word. Nou Andrew, in die geval van 'n egskeiding, wat word van die bates van daai trust? Ja, Kevin, baie mense rig gedurende huwelike trust op en spesifiek eintlik maar om voorsiening te maak vir hulle afsterwe. Ja. Dat hulle so min as moontlik boedelbelasting betaal. Sodra daar 'n egskeiding ter sprake kom, val daardie bates buite die persone se boedel. Buite die oprigtersin, die skenkersin en ook buite die gadesin. Dit vorm nie deel van die bates waarop die ander persoon kan aanspraak maak. Ja. Hierdie skep natuurlik nou ruimte vir 'n redelike onregverdige verdeling of onregverdige resultaat. Veral, kom ons kyk na die volgende scenario. So 'n man en vrou wat trou, hulle is albei jonk, hulle begin letterlik met 'n 0 waarde omtrent hulle boedels. Hulle trou met toepassing van die aanwasbedeling. En nou begin die man 'n besigheid, hy bou 'n suksesvolle besigheid op, hy koop 'n huis, die huis word of in sy naam of in beide se name geregistreer. Die vrou maak die kinders groot en help nou maar met hier en daar met die besigheid raak groter en groter, raak al hoe meer welaf. Die man besluit, maar omdat hy die enigste direkteur of aandeelhouer in die maatskappy is wat die besigheid het, sy besigheid, hy begin eiendomme aankoop, wat maar verhuurbare eiendomme, koop 'n klomp eiendomme aan, en ten einde sy dit te beskerm teen skuldeisers en teen 'n boedelbelastingdoeleindes, registreer hy al daardie bates in 'n trust. Nou, dan as daar nou die vrou voel veilig, want sy is mos getroud met die aanwasbedeling. Ja. Nou, as daar dan nou by egskeiding op 'n stadium van egskeiding kom, dan sit die vrou met 'n probleem. Sure. Die man het in eiendomme belê. Die trust wat hy opgerig het, kan hy oprig as 'n diskresionêre trust.
kom ons veronderstel die man is 'n trustee, sy ouditeur is 'n trustee, 'n goeie vriend is 'n trustee en die vrou is ook 'n trustee. Ja, Maar hy kan 'n bepaling in die trust akte sit dat hy kan trustees vervang, afdank en vervang. sure. Nou sit die vrou nog steeds daar met hierdie wonderlike gevoel van veiligheid, want sy's 'n trustee en sy's getroud met die aanwasbedeling, Ja, maar intussen kan hy haar vervang. Maar daardie Wow. bates wat hy opgebou het, vorm nie deel van sy boedel nie. Dit vorm ook nie deel van sy aanwas nie. Met ander woorde, die vrou Sure. kan eintlik glad nie aanspraak maak daarop nie. what? Ja. Sure. Nou dit is die groot probleem wat jy het as jy kom by 'n egskeiding en daar is 'n trust betrokke, veral as dit 'n trust is wat al baie lank al bestaan Ja. en 'n trust is wat behoorlik opgerig en bestuur is. Sure. Nou Andrew, sê vir my nou, wat moet 'n mens dan nou doen om so 'n situasie te verhoed? En as 'n vrou nou reeds in daai situasie is, wat kan sy doen? En sy moet vir haar goeie prokureur kry. Skakel vir Andrew. Hy sal vir jou kan help. Daar's sekere gevalle wat iemand wat in daai situasie is verskoning wel iets kan doen daarom. Ja. En dit is wanneer dit of 'n skyntrust is, wat ons sê dat die trust die man se alter ego is. Met ander woorde, 'n trust wat nie behoorlik opgerig is of behoorlik bestuur is nie. Ja. Wat die man se alter ego is. Byvoorbeeld, die man het nou hierdie eiendomme wat hy in 'n trust sit, maar die inkomste daarvan vat hy vir homself om 'n nuwe Porsche of wat ook al te koop. Dit word nie, daar's nie 'n behoorlike onderskeid tussen hom en die trust nie. Ja. Dan kan daar 'n bevel gegee word dat die trustbates syne geag word te wees dat dit sy bates is. Maar dit sal ons volgende week sal ek graag meer daaroor wil uitbrei oor presies onder watter omstandighede daar so 'n bevel gegee kan word en wat in oorweging geneem sal word deur die hof om so 'n bevel te maak. En ek wil graag vir ons luisteraars net uitnooi. As dit daar vrae is oor trust, kan jy vir ons stuur dit sommer na my toe, kevin@grootfm.co.za of na riva@grootfm.co.za en dan kan ons dit bespreek op 'n later geleentheid. Ons het nou die kennis hierso in die vorm van Andrew Burden en dan kan ons daaroor bespreek. En dit trust is 'n baie ingewikkelde ding eintlik. So jy moet baie lig loop as jy 'n trust wil begin of deel is van 'n trust, nie waar nie. Ja, daar's maar sekere van standaard goed wat jy moet doen en standaard reëls wat jy moet volg ten einde jou trust behoorlik opgerig te kry en behoorlik te bestuur. Nou as jy deel is van 'n trust of jy's nie seker waar jy staan in hierdie trust nie, kontak vir Andrew. Andrew, waar kan hulle jou in die hande kry? Kevin, my telefoonnommer by die kantoor is 012 346 3554 en my e-posadres is andrew@aburden.co.za. So is baie maklik. Die kantoornommer waar jy as jy vir Andrew wil kry is 012 346 3554 of jy kan vir Andrew net e-pos stuur by andrew@aburden.co.za. Andrew, lekker om saam met jou te gesels elke maandagmiddag. Jy moet 'n lekker week hê en ons gesels volgende week verder. Baie dankie Kevin. Dankie Andrew. Lekker bly. Dankie.